Weer 'n goeiemôre van my af, geliefde, en ek wens jou sommer 'n goeie dag toe. Hier is die pitkos vir die dag. The thing about the future is that it arrives one day at a time. Hy one day at a time liedjie kom seker nou in jou gedagte op, maar dink aan hierdie aanhaling wat ek vir u gegee het. Ons praat vanmôre oor, leef ons met 'n ewigheidsperspektief. Kom ek begin my gedagte vir die dag met 'n vraag. 1000 jaar van nou af, wat sal dan vir jou belangrik wees? Dadelik val die tydelike weg en net die ewige bly oor. Maak nie saak hoe oud jy is nie, want oor 1000 jaar van nou af sal niemand van ons meer op hierdie aarde wees nie, reg? Wat regtig belangrik is op hierdie aarde, is ons verhouding met die Here en dat ons verhoudings met ons familie en vriende gelukkig is. Luister na die moontlike antwoord wat Paulus op hierdie vraag vir jou kan gee. 2 Korinte 4:16 sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons oog moet nie op die sigbare dinge gerig wees nie, geliefde, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is net tydelik, maar die onsigbare ewig. Dis waar mense geloof, hulle in die steek laat. Hulle wandel volgens aanskouing, nie volgens die geloof nie. Hulle bedink aardse dinge en nie die hemelse nie. Hulle maak skatte bymekaar op die aarde en nie in die hemel nie. Want waar jou skat is, sê die woord, daar sal ook jou hart wees. As jy dan fokus op die tydelike dinge sal dit dan die aarde wees, maar as jou fokus op Jesus bly, sal dit mos nou die hemel wees. Paulus in al sy glorie, rykdom en met al sy kennis, het ook hierdie wonderlike lig van die ewigheid gesien, nadat hy die lig Jesus Christus self op sy pad na Damaskus ontmoet het. Paulus se oë het ook oopgegaan dat alles in hierdie sigbare lewe eintlik waardeloos was. Om Jesus as enigste bate te verkry, oortref alles in waarde. Paulus sê self, die lewe is vir my Christus en die sterwe is vir my wins. Jesus help Paulus om te fokus op die onverganklike en die ewige. Hy gee vir ons 'n nuwe uitkyk op die lewe, wat hy dan in sy Bybelboeke met ons deel. Ons kan 'n lyn daarvan deur al sy boeke sien, dat sy oë gefokus op Jesus. Paulus sê ook die volgende van hierdie lewe, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Ons ligte verdrukkings, dis nou al die traumas en swaar kry van hierdie lewe, soos hulle sê, life happens, is net tydelik en daarom verbygaande van aard. Maar die ewigheid is vir ons allesomvattend, oortreffend, 'n ewige gewig van heerlikheid, met ander woorde, alles swaar kry, hoe erg ook al, is net 'n ligte verdrukking vir 'n oomblik teen die heerlikheid in God se teenwoordigheid wat vir ewig sal duur. Sal dit jou help om op die sigbare dinge te bly fokus? En daarom gee ons ook nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe deur die wonderlike woord van die Here. Niks anders kan jou op 'n daaglikse basis vernuwe nie. En wat in die innerlike mens aangaan, beïnvloed definitief sy uiterlike. Dalk is hierdie spesifieke versie die grootste kuns van om die lewe te geniet. Dalk is dit die verstaan, vat en leef hiervan die grootste oorwinning vir elke mens. Hou jou oog op die onverganklike, leef terwyl jy weet die onsigbare dinge is die belangrikste, en as ons lewe op hierdie aarde verby is, sal ons net soos Paulus kan sê, ek kan by die Here gaan inwoon, prys sy wonderlike naam. My gebed is die volgende, Psalm 73, vers 23. Nogtans is ek altyd hier by u.
U het my regterhand gevat, U sal my lei deur die raad en my daarna in die heerlikheid opneem. Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op hierdie aarde nie. Al beswyk my vlees, maar my hart is 'n rots en my hart is by die Here en die Here is my deel tot in ewigheid. Amen.